Gemeente, vriende, ek het vir u voor die tyd op die boodskap die kennisgewing gesê dat ons teks vanoggend kom uit Johannes 15. Dit is 'n baie bekende gedeelte. En ek glo van u ken ook die skrifgedeelte of ten minste 'n gedeelte daarvan as 'n geheue teks. Johannes hoofstuk 15. Ek besef dat met die struktuur wat ons het en die voorsiening wat ons maak, is daar sekere voorregte wat ons in hierdie oggend nie gaan hê nie. So ek het dit op my eie skouers geneem om daai verantwoordelikhede oor te neem met betrekking tot die kinders. So alhoewel ons vanoggend gaan kyk na Johannes 15 vers 1 tot 8, terwyl u solank u Bybels oophou, gaan ons ook vanoggend 'n speletjie speel tydens die erediens, wat niemand gaan steur nie, en wat almal gaan help om te konsentreer. So ek het onderneem by myself, en ek dank die Here dat hy vir my hierdie mooi gedagte gegee het, en dis hoekom ek so 'n klompie goeders hiervoor op die kansel het. Jy sal sien dit is hierso, ek gaan nou verduidelik waaroor alles gaan. Maar ek het besluit dat al die kinders in die erediens vanoggend, van die ouderdom van 1 jaar, tot en met die ouderdom van 12, asseblief vorentoe moet kom. Ek het gereël dat daar vir julle spesiale, baie belangrike sitplekke hiervoor is. Saam met my hiervoor, al die kinders van ouderdom 1 tot en met 12. Ek sou ook 'n kind toelaat wat 13 is. Hy gaan net inglip, maar jy kan maar inkom. So kom ons sê maar enige ouderdom van 1 tot 13, en julle kan maar kom as julle in daai ouderdomsgroep is. Nou kom sit julle hier voor, en nee John Louis, jy's nie 12 nie, I promise you. So almal van 1 tot 12 kan hier voorkom sit. Die voorbereiding is klaar gedoen. Justin, ek het gevra Justin moet net vir my orde kom hou hier. So Justin is nie 13 nie, Justin is heel wat ouer. Maar hy gaan net kom help hierso, dat die kinders ook kan sien wat hy doen. Baie dankie julle, kom sit maar hierso, julle hoef nie bang te wees vir my nie. Ek is heeltemal okay. Ek gaan niemand byt nie, en as jy 'n stoel kort asseblief. Kyk, en ek weet jy is definitief nie ouer as 13 nie. Hy is 14. Ek sal 14 toelaat. Kry net vir jou 'n stoel, daar bring jou eie stoel saam. Baie dankie Keegan. Ek wil definitief nie vir Keegan uitsluit nie. Daar sê Lia, daar is dankie Evan, jy is 'n sterk man. Reinie, wil jy net vir my 'n tafel? Reinie, los 'n stoel. Reinie, kyk vir my. Hy is sterk genoeg. Los hom my. Trek die tafel vir my. Trek die tafel so 'n bietjie nader na jou toe. Daar sê baie dankie. Net so eentjie, dan sal plek vir al die kindertjies. Laat ons sien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kinders. Goed. Vat elkeen, nee, nog nie die water vat nie. Ek gaan nou net uit die bouwer gaan. So vriende, die speletjie gaan so werk. Ek gaan vir elkeen van hierdie kinders 'n geleentheid gee. Nou moet ek net sien. Ek het 'n sak saamgebring met balletjies in, dis pingpong balletjies van allerlei soorte kleure. Ek gaan vir elkeen van die kinders 'n balletjie gee van hulle eie keuse, en dan gaan hulle die glas neem en hulle gaan die balletjie binne die glas indruk. En die balletjie moet binne in die glas bly onder die water. Hoor baie mooi. So vriende, julle moet my help kyk dat hulle dit doen. Hulle mag te enige tyd die speletjie verlaat as hulle wil. En by mamma of pappa gaan sit, wat dan mooi soet na hulle gaan kyk, sodat hulle die res van die boodskap kan volg, want aan die einde van die boodskap gaan ek die speletjie verduidelik, want dit gaan aansluit by die boodskap. So hulle gaan die balletjie in die water indruk, luister gou julle, en jy gaan die balletjie onder die water hou, vir die hele tydperk van die preek. Ek beloof, luister, kyk vir my, ek is ou van my beloftes, ek beloof om nie vanoggend 40 minute lank of 50 minute lank te preek. Is dit 'n onderneming? Ek wil amper onderneem om te sê, ek gaan minder as 30 minute preek. So, om jou vinger in die water in te druk en die balletjie onder die water te hou is baie maklik. Jy gaan nie werk nie, jy gaan kind op jou skoot neersit, kan dit by die tafel sit, jy kan enige iets doen, maar hou net die balletjie onder die water, is al wat ek vra. Konserteer net dat die balletjie onder die water bly. Is dit 'n ooreenkoms? Aan die einde van die boodskap, as julle dit doen,
en julle bly in die speelietjie, gaan ek elkeen van julle 'n koeldrankie gee. Ek gaan vir elkeen van julle 'n chokkie gee, of die een of die ander. Jy kan nie al twee kry nie. Jy is so ryk. Net die een of net die ander een. Of Smarties of 'n KitKat, whatever you like. Goed. Dit is hier op die, julle kan die hele tyd kyk want die dominee se belofte bly hierso. Net wat julle dink, ek het nog baie hieronder, moenie bekommer nie, daar is net myne. So asseblief, verstaan julle die speelietjie? Doodreg. Vriende, gee my net kans, ek wil net gou met die kinders werk en dan gaan ons net dan sal ek verder gaan met die boodskap. Enige kleur van jou keuse. Hier's klomp klere. Ek wil net gou hier ingaan. Elia, hier is ons klomp glase, dankie Reine, ek kan maar kies. Miskien moet jy ander ene kies. Ek dink ons Saai. Enige balletjie van jou. Jy mag die balletjie hou na die tyd. Is jou balletjie van nou af of ever en ever? Ok, hierdie ene kan ons daar sit. Goed. Daar is jou net hier, daar is jou net ander. Seker want elkeen het sy glasie. Alles perfek uitgewerk. Baie dankie Justin, jy is 'n staatmaker. Net om dit vir julle makliker te maak. Ek gaan eers die skrifgedeelte lees. En as ek begin preek, dan as dit merke gereed gaan, dan druk jy die balletjie in. Ok. So jy mag jou glas vat, jy mag hom by jou hou, all up to you. Daar's nie reëls wat dit dan betref nie. Evans sal jy vir Lea haar enige gee. En julle, ek sal die kindertjies in die video, as hulle miskien iewers in is, toemaak. Moenie daaroor bekommer nie. Goed, almal hulle glase. Almal reg. Justin, jy kan maar jou Bybel neersit. Ek wil jy moet vir hulle voorbeeld wees met die glas, dat hulle sien wat jy doen. So, hou die glas vas. Het jy jou balletjie, Justin? Dankie, Reine. Ok, almal glas in een hand, balletjie in 'n ander hand. Laat ek sien jou glas, ek sien jou balletjie. Ok, fair game. Vriende, kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Ons almagtige Hemelse Vader, U woord is vir ons kosbaar. U woord is meer werd as al die skatte wat die hele wêreld saam kan gee. As al die goud, al die diamante, al die edelgesteentes, niks het die waarde wat U woorde het nie. En ons staan op die punt daarvan in hierdie oggend om die Bybel oop te maak waar binne U woorde vasgevang is, dit wat U van Uself geopenbaar het. En ons gaan dit lees. En wanneer ons dit lees en daardie woorde kom in ons ore, soos wat ons verlede keer gesien het, Here, gaan U Heilige Gees daai woorde neem en wil U dit in ons harte laat landingsplek vind. Maar daar's dinge wat hindernisse is. Ons gedagtes is dalk besig met ander goed. Dalk het daar 'n krisis gebeur, of ek voel dalk bietjie sleg vanoggend. Of ek worstel met 'n probleem en daarom is daar nie 'n opening vir U woord nie en wil ek vir U vra deur U Gees dat U al daardie hindernisse sal afbreek. Sodat ons kan hoor wat die Almagtige sê. En dat ons deur U woord bemoedig en verander kan word. En dat ons meer liefde kan kry vir ons Here Jesus Christus. Vader, ek bid dit uit U genade alleen. Amen. Amen. Vriende, kom ons blaai na Johannes 15, nog nie balletjies nie, né? Eers as ek begin preek. Anders raak dit te lank. Goed, Johannes 15, vers 1 tot 8. Die Here Jesus is aan die woord en hy sê die volgende: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie,
as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Is dit nie 'n pragtige gedeelte nie? Vriende, net om terug te kom, as ek terugblaai na Johannes 15 toe in my Bybel, in vers 2 sê dit, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Hy sny dit uit. Dis die implikasie van die woorde daar, ek is onseker, ek het nie gaan kyk wat sê die nuwe vertaling nie, maar dit gaan oor afsny, en ek wil vanoggend so 'n klein bietjie daaroor gesels. So, vir al die kinders met die water en die balletjies, merke gereed, sit jou balletjie in die water, druk hom onder die net met 1 vinger, 2 vingers, 3 vingers, wat ook al vir jou gemaklik is, en hou hom net daar. Dis al wat jy nou doen. Jy is net rustig, en hou daai balletjie onder die water. Die balletjie gaan beklei, hy wil uitkom, maar jy moet nie toelaat dat hy uitkom uit die water uit nie. Goed. Vriende, vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die gedagte van God vra nie van my om vrugte te dra nie. Hoor jy? Jy moet baie mooi luister. God vra nie van my om vrugte te dra nie. En ek weet ek confuse julle nou vanoggend, maar julle gaan nou sien hoekom ek dit sê. So, ons tema vandag is 'n goeie boom dra goeie vrugte omdat die takke aan 'n goeie stam is. 'n Goeie boom dra goeie vrugte omdat die takke aan 'n goeie stam is. So daar seker nou niks so erg as wanneer jy 'n taak gemaak het vir 'n skool of vir 'n projek of vir 'n universiteit en jy handig die taak in en jy is opgewonde en jy dink hierdie was die beste taak ooit, jy dink jy moet 90% kry, indien nie 100% nie, en dan kry jy die taak terug en dan is hy vol sulke vet, ronde, rooi kringe en kruise. En die punt wat jy kry, is nie die punt wat jy voorgehoop het. Jong, maar mense is teleurgestel as dit met jou gebeur. En jy weet, aanvanklik is miskien mense bietjie so nikkerig, en jy is dalk 'n bietjie vies vir die onderwyseres, en jy dink dalk sy weet nie wat sy doen nie, maar so na gelang van tyd, as jy nou mooi kyk, dan besef jy, miskien is sy tog reg. Miskien het jy die onderwerp verkeerd gehad, miskien het jy nie die instruksies baie slaaf nagevolg nie, of dalk het jy eenvoudig net nie moeite gedoen wat jy veronderstel was om te doen nie. En dis juffrou se werk om jou foute uit te sniffel. Dis haar werk, sy moet dit doen. Nou in ons verhouding met die Here is daar ook sekere doelwitte waartoe ons geroep is. En wanneer ons daardie doelwitte mis, is dit ons Hemelse Vader se werk om daai doelwitte wat ons gemis het vir ons uit te wys. Ons weet ons waaraan die kinders van die Here gekenmerk moet word. Onthou julle Galasiërs 5, liefde, blydskap, vrede, sagmoedigheid, selfbeheersing, goedheid, getrouheid, geduld. Die kind van die Here, dit is waartoe ons geroep is. Dis die dinge wat ons moet wys in die wêreld daar buite wanneer die mense na ons kyk. Dis die vrug wat God in die lewens van sy kinders wil sien. En laat ek gou vir julle een ding sê, soos 'n puntenerige boer, is dit God se verantwoordelikheid om na die lewens van sy kinders te kyk en vir ons uit te snoei wat nie hoort in ons lewens nie. Julle weet, as ek dit net moes verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld, 'n goeie atletiek afrigter kyk na die atleet en hy sê vir die atleet, ons kan daai rekord slaan, ons gaan hom breek, maar dit gaan hierdie oefenprogram kos, en wanneer hy die oefenprogram begin opnoem, dan sug jy, want jy is al klaar moeg en jy het nog nie eens begin oefen nie.
maar die afrigter sien die potensiaal en hy weet jy kan dit doen. Dis dieselfde met 'n goeie musiekonderwyser of 'n klavieronderwyser of wie ook al. Hulle kyk na jou en hulle sien na jou vaardighede en hulle kyk na die musiek en hulle sê, weet jy wat, ek sien binne in jou dat jy die vermoë het om hierdie musiekstuk te bemeester, sodat wanneer jy in die eksamen kom, dat jy dit kan slaag. Maar hier is hoe ons gaan moet oefen. En ek weet nie wie van julle ken die beginsel van die 1/6 beginsel nie. En dis maar net die begin 1 uur elke dag vir 6 dae van die week. En dan kom jy binne in 'n maand agter hoe jy gevorder het, 1 uur aan daardie bepaalde ding, 6 dae 'n week. Dis die 1/6 beginsel. En presies net so maak die Here met ons. Hy tel die lood op, waarvan ons gelees het net nou, en hy sê vir u en hy sê vir my, jy kan vrugbaar wees. Maar dan moet jy my eers toelaat om 'n paar siek blare uit te sny, uit hierdie lewe van jou. En alhoewel dit 'n pynlike proses is, kan ons onder op die grond die droë, uitgedorde, lelike, afgesnyde blare sien lê. En ons ken hulle name ook. Die een blaar wat afgesny is van my persoonlike lewe is die blaar van verwaandheid. Is tog so meer belangrik as al die ander mense. Die ander blaar wat die Here kom uitsny is die begeerte om geprys te word. Ek kan niks doen as iemand my nie 'n klop op die skouer gee nie. Die ander blaar wat uitgesny word is die houding van ek is beter as 'n ander. Jy weet, al hierdie gewone mense, hulle weet tog van niks nie. Die ander blaar wat uitgesny is ek weet altyd meer van alles, jy kan my niks vertel nie, jy moet nie met my praat oor hierdie ding of daai ding nie, ek weet meer as jy, of ek is altyd reg, of miskien is daar daai blaar op die grond, hy's uitgedroog, die Here het hom afgesny van swak verhoudings. Dis asof jy net nie goeie vriendskaplike verhoudings met mense kan aansmee nie, want die binnekant is iets nie lekker nie. Miskien is dit 'n blaar van gevaarlike geleenthede. Jy het aanvanklik gedink dis 'n oulike geleentheid en jy gryp dit aan. En toe jy weer jou oë uitvee, toe vind jy maar hierdie ding wat jy aangegryp het, wat jy gedink het 'n mooi ding is, hou jou van die Here af weg. Gevaarlike geleenthede en die Here kom en hy wil dit afsny. Wraaksug. Is nog 'n blaar wat die Here partykeer afsny. Hy wil nie hê dit moet aan sy boom wees nie. Wraaksug, ek wil tog so graag hê, daai ou wat iets teen my gedoen het, laat hy oor 'n klip val en sy toon stamp. Ek wil hê hy moet seer kry, ek wil hê die ou moet weet. Nee, wat as jy lelike dinge doen, dan gaan iemand jou terugkry. 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En hierdie dinge groei hier binnekant ons en hulle skiet wortel. En hierdie is maar net 'n paar van die ou droë blare wat ek dink die Here afsny uit die kinders van sy lewe, van sy kinders se lewens. En ek wonder net by myself, as ek hieroor praat, dink julle God neem hierdie proses van snoei baie ligtelik op? Dink julle dis vol met 'n maklike ding en jy weet hy storm in en hy sny en hy saag en hy gooi weg, want dis baie keer miskien 'n idee wat ons uit Johannes 15 uit kry. Nee vriende, dis nie wat hier staan nie. In Johannes 15 vers 2, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, en julle onthou ek het vir julle gesê, sny hy af. Die ou vertaling sê hy neem dit weg. Hy sny dit af. Nou hier is 'n interessante ding, en hierdie was vir my openbaring toe ek dit raak geloop het, en partykeer moet 'n ou maar teruggaan na die oorspronklike toe, en dan vind jy eintlik die antwoord. Want die woord in die oorspronklike taal in die Grieks, wat vir afsny of wegneem gebruik word, het letterlik 2 betekenisse. Dit is baie interessant. Die een betekenis van hierdie bepaalde woord, is julle okay nog hier met die balletjies in die water? Julle is okay. Julle vingers vries nog nie af nie. Okay, my net gevries toe ek dit in die water druk, maar is nou weer onvries. Nou goed, baie mooi. Julle doen goed hoor. Julle doen goed en ek hou by my belofte. Goed. Hierdie woord het 2 betekenisse. Aan die een kant om af te sny en aan die ander kant beteken dit ook om op te tel. Baie interessant. Nou, die konteks van Johannes 5 sê vir my hierdie woord beteken albei van daai betekenisse. Albei. Om af te sny en om op te tel. Voordat God 'n tak of 'n loot wat nie vrugte het nie afsny en wegneem,
kom hy eers en hy tel dit op. Julle, hierdie is amazing. Hierdie is asemrowend. Soos 'n goeie boer in 'n wingerd altyd maak. Daar's 'n tyd van die jaar wat hy in die wingerd instap en hy kom kyk na sy wingerd en hy sien hoe al hierdie blare gegroei het en dan sny hy van die takke af, hy snoei, daai goed wat ons net nog gekyk het. En dan daai takke wat hy wil hê vrug moet dra, tel hy op van die grond af en hy drapeer dit. Hy maak dit vas binne in hierdie prieel. En hy bind dit so dat dit meer vrugte kan dra, sodat daai takke, daai lote of meer son kan kry of meer spasie het om te groei. Dit is wat die Here doen. Julle weet, druiwe is nie soos pampoene en komkommers nie. Ons is mos nie pampoene nie. Pampoene groei op die grond. Pampoene kan jy maar net los, hulle lê daar in die grond in die sand. En hulle is maar te happy om daar te groei. Maar 'n wingerd werk nie so nie. En hier in Johannes 15 praat Jesus van 'n wingerd. 'n Wingerd het 'n stam wat in die grond geplant is en hy groei op en hy maak takke. Die Here maak hom skoon. Hy tel hom op. Hy maak hom mooi op elke plekkie sodat hy meer son kan kry en meer spasie het. Want die boer weet wanneer hy meer son kry en meer spasie het, gaan hy beter vrug dra. Wanneer die loot binne in die stam is. En daarom sal die goeie boer die lote so drapeer dat dit die beste optimale omstandighede het om te groei. En dis presies wat God in hierdie lewe met sy dierbare kinders kom doen. As jy net 'n voorbeeld soek, ek dink miskien aan 'n gesin wat dalk onder omstandighede verplig word om ewe skielik onverwags al hulle wortels op te trek en te trek na 'n ander dorp toe. Gebeur dit? Sommer maar net, of gebeur dit omdat die Here hulle wil leer om weer meer op hom te vertrou? Ek weet nie, kan nie sê nie. Miskien is daar iemand wat altyd blakend gesond was en dan ewe skielik hoor dat hulle siek is of dat daar 'n probleem is en dat hulle 'n ernstige operasie moet kry. Gebeur dit sommer maar net? Is dit maar net random dat hierdie dinge gebeur? Of is die Here besig in ons lewens? Miskien is hy besig om daai persoon te leer dat ek weer meer op die boer, die geneesheer moet vertrou. Want ek het begin dink, ek is gesond, niks kan met my gebeur nie. Miskien is daar iemand anders wie se inkomste ewe skielik opdroog of hulle verloor hulle werk. Kan dit wees dat dit God se manier is om daardie een van die grond af op te tel? Kan dit wees dat hy daar is om hierdie loot wat nou ewe skielik soos 'n pampoen wil groei, kom optel en weer mooi vasbind om te sê vertrou op my? Kom maak staat op my voorsiening. Ek weet nie, vriende. Gemeente, ek wil net een ding vir julle sê vanoggend, die Here het 'n plan met ons. Die Here het 'n doel met jou en hy's besig om in jou lewe te werk. Hy's besig om jou te vorm. En hy is die een wat hierdie wingerd geplant het. Hy het die klippe weggevat, hy het die slote gegrou, die lote geplant. En hy kom en hy vat die bossies weg en dan kom hy na die prieel en hy sny die blare af wat nie hoort nie. En dan bind hy dit op en hy tel dit op. En hy gee vir jou 'n kans om vrug te dra. En wat vra God van die lote? En hier is ons bottom line. Hier is die ding waarop ek afgedryf het. Dink gou saam met my, moenie hardop antwoord nie. Wat vra God van die lote? En ek wens ek kon eintlik elkeen van u vra om vanoggend op 'n stukkie papier te skryf wat jy dink die antwoord is op die antwoord op die vraag wat vra die Here van die lote? Ek het so vermoede, ek is nogal redelik seker dat 9 uit die 10 antwoorde wat ons sou inkry sou gewees het, God vra van ons om vrugte te dra. God vra van ons om vrugte te dra. Maar is dit die regte antwoord? Is dit die antwoord wat hierdie teks impliseer? Dink maar net aan die wingerdstok. Kan die boer maar net besluit om al die lote af te sny omdat hulle nie vrugte aan het nie? Of moet hy nie dalk eers kyk of daar fout is by die stam nie? Die wingerdstok self. Want 'n loot kan tog nie besluit hy wil nou vrugte dra nie. 'n Loot kan ook nie vrugte forceer as dit nie die seisoen is of as dit nie die tyd is nie.
of as hy nou nie op die regte stam is nie. 'n Loot kan nie vrugte forceer as die groeikrag en alles wat nodig is vir vrugte nie van die stok afkom nie. En net so vriende, en hoor maar mooi wat Jesus hier impliseer, kan ek en u ook nie vrugte in ons lewens forceer om te sê, kyk hoe lyk ek. Ek is 'n kind van die Here en kyk al my pragtige vrugte wat ek dra nie. En kom ons wees eerlik vriende, het ons dit nie almal al probeer nie? Om self in eie krag vrugte te dra, met vasberadenheid in die oë en met 'n saamgeperste kake, het ons miskien al dikwels vir onsself gesê, vandag gaan ek gelukkig wees. Totdat een of ander iets my gemaklike omstandighede bedreig. Of miskien het iemand gesê, jong, vandag gaan ek die heel dag glimlag en ek gaan regtig bly wees in die Here. En dan ewe skielik ry daai minibus huurmotor voor jou in. En dan besef jy, is jy nie meer so bly nie. Vandag sê jy, dalk gaan ek vandag geduldig wees. En ewe skielik kom jy agter dat almal rondom jou so irriteer, dat jy wil teen die mure uitklim. So geïrriteerd is jy. Of miskien het vir jouself gesê, vandag sal ek hierdie swakheid in my lewe bemeester, met die krag van die Here, om maar net later uit te vind, ek is alweer verstrengel in my eie sonde en tekortkominge. Vriende, ek moet vanoggend vir julle sê, ons kan nie vrugte forceer nie. En dit is juist waarom Jesus nêrens in die gedeelte vir ons sê, om heen te gaan en vrugte te gaan dra nie. Vir die sondares het hy gesê, gaan en sondig nie meer nie. Maar jy vind dit nie in hierdie gedeelte nie. Hy sê nie, gaan en dra vrugte nie. Gaan lees gerus weer die gedeelte, gaan kyk na hom. Gaan nou na die tyd as jy my nie geglo het nie, gaan kyk na Johannes 15. Nêrens beveel Jesus ons om vrugte te dra nie. Dit staan nie daar nie. Wat hy wel egter met groot nadruk sê en bevestig, is hy sê, want wie in my bly, hy dra veel vrug. Waar kom die vrug vandaan? Van God af. Dit is nie my vrug nie. Ek produseer dit nie. En daarom moet jy ophou probeer. Daarom moet jy ophou om jouself teen die mure uit te dryf, omdat jy dit net nie reg kry om hierdie vrugte te produseer nie. Kom terug na Jesus. Kom bly in hom. Wandel met hom. Bestudeer sy woord elke dag en doen wat dit sê. Praat met hom elke dag. Maak jou hart oop voor hom. Vra vir sy hulp, vra vir sy krag, vra vir sy Heilige Gees. Bly in hom en dan kom die vrug van self. Al probeer. Jy gaan dit nie reg kry nie. So die Here Jesus kyk na ons vandag en hy sê vir jou, skep moed. Die Here gaan al die ou lelike blare afsnoei en hy gaan jou so drapeer op die priel sodat jy meer en meer vrugte kan dra. En vriende, ek het nog 1000 goed wat ek graag wil sê, maar ek het 'n belofte gemaak teenoor hierdie jong span en ek is op 'n minuut julle, ek is op 'n minuut. En ek gaan nou afsluit. So ek sluit af. Moenie poog om gehoorsaam voor God te lewe of om goeie vrugte in eie krag te dra nie. Poog liewer om God beter te leer ken en om werklik in hom te bly. En moenie ook te vir jou kinders probeer leer, o, hierdie is reg, daai is verkeerd. Moenie dit nie, moenie dat nie, die heel dag met 'n sweep staan, die heel dag met 'n stok slaan nie. Wys vir jou kinders dat jy die Here Jesus Christus geweldig baie liefhet. Dat hy God is en dat hy heilig is en dat al sy kinders saam met hom in heiligheid wandel en hulle hele lewe aan hom gee. En dan gaan jou kinders die Here begin lief hê soos jy hom liefhet en hulle gaan jou voorbeeld navolg. Want as jy gaan begin probeer en vir jou kinders sê doen dit en hulle sien jy doen iets anders, dan gee jy vir hulle 'n slegte voorbeeld. En ons stoei en ons sien ons kinders op plekke beland
waar hulle nie hoort nie, want ons sê een ding, maar ons leef 'n ander ding. Kom ons kom terug en ons bly in Christus. En nou, is dit tyd vir die kinders dat ek vir hulle hierdie boodskap mooi verduidelik. So ons het nou die hele tyd van die diens hierdie balletjie ondergehou. En kan ek gou sien, groot mense het hulle almal die balletjie ondergehou? Ja. Almal se balletjie onder die water, niemand het opgekom nie? Ja. Ok, nou kom ek sê gou vir julle waaroor gaan die water in die balletjie. Is julle nuuskierig om te weet waaroor gaan die water in die balletjie? Water is nie om te drink. Ok, kom ek verduidelik vir julle. Ek het nou gepreek vanoggend oor bly in die Here. Nou kom ons sê die water, en dit is nie so nie, is net 'n prentjie. Die water is die Here waar binne ons moet bly. En hierdie balletjie, jy het nou 'n mooi kleur gekies. Nou het jy gesien toe jy hierdie balletjie gevat het, was hy so 'n bietjie vaal, want hy was droog. Maar dit is jou lewe, dit is 'n voorstelling van jou lewe. En toe jy die balletjie in die water indruk, toe raak hy mos soms so helder. Hy raak so mooi want al die stof gaan af. Soos die blare wat afgesny word, die ou lelike goede. En nou druk jy die balletjie in die water, nou lyk dit mooi, maar binne in die balletjie is daar 'n ligleegte. Daar's lig daar binne en wat is lig? Waartoe wil die lig gaan? Dit wil uit die water uit. So ek dink die lig hier binnekant is 'n voorbeeld van ons sonde. Want ons sonde wil hê ons moet uit die water uitkom, ons moet weg van Jesus af. Ons moet uit die verhouding met die Here Jesus uitgaan. Dis hoekom as jy die balletjie los, dan spring hy weer terug. Maar dan moet jy hom weer afdruk. Maar weet julle wat? Het ek nog agtergekom met die balletjie. Ek het dit eers onlangs raak gesien. As jy 'n gaatjie in hierdie balletjie maak, wat gebeur dan? En jy hou hom in die water. Dan loop die water by die gaatjie in tot binne die balletjie. Dan raak die balletjie vol van wat? Vol van water. En waar bly die balletjie dan? As jy hom los, dan bly hy onder. So weet julle waarna het ek gedink? As die Here Jesus na ons toe kom, en hy nooi ons uit, en hy sê, kom na my toe, kom bly in my, en ek sal vir jou die krag gee om vrug te dra, wat pas by gehoorsame kinders. En jy maak die gaatjie, daai deur van jou hart oop, dan is dit asof die Heilige Gees met God se teenwoordigheid in jou lewe inspoel, en dan kan jy nie anders te wees, jy gaan die hele tyd sink in die Here in. Jy gaan die hele tyd by die Here bly, en daai sonde, wat ons die hele tyd so opgestamp het, gaan ons nie meer opstamp nie. Verstaan julle dit? Ok, almal se koppe ewan, verstaan jy? Leer, verstaan julle dit? So, ek wil nie sê julle moet nou gaatjies in die balle gaan maak nie, maar dit sal cool wees. As julle gaatjies in die balle maak, jy kan sien hy gaan onder bly, maar jy kan maar die balletjie huis toe vat en met hom by die huis gaan speel. Vriende, amen, amen. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u woord wat altyd waar is. U woord is kosbaar en ons het iets geleer vanoggend, Here. Ons het geleer dat u sny af. Dit is so. Maar ons het in die eerste plek geleer dat u tel op. En dit bemoedig my, want ek is swak. En ek weet hoe baie ek al probeer het in my lewe om 'n goeie lewe te leef, om maar net gou weer uit te vind dat ek struikel en val. En die mense rondom my sien ek struikel en val. En as ek nou probeer verduidelik het dat dit was ek gewees en kyk hoe wonderlik is ek, dan het ek ander mense seer gemaak en eintlik gehelp dat hulle verder van u af is. Maar ek wil bid vir ons Here, vir ons gemeente en vir ons kinders wat hier voorgesit het saam met my, dat u vir ons gaan help om in Jesus te bly, sodat ons baie vrugte kan dra. Want ons bid tog in hierdie gemeente, Here, dat u ons gemeente sal seën, dat u hierdie gemeente sal vermeerder, dat u by die gemeente sal voeg die wat gered is, dat u vir ons sal help om u meer lief te kry, om meer te leer van u, om nader aan u te kom. En daarom bid ek, Here, dat ons almal in hierdie oggend sal besef dat ons die deur van ons hart na u uitnodiging toe sal oopmaak, sodat u Heilige Gees ons hele lewe kan deurdrenk. En dat die mense rondom ons en ons kinders kan sien dat ons u oneindig baie lief het en dat hulle sal begeer om te hê wat ons het. Maar dankie Here vir die uitsonderlike geleentheid, mag u naam verheerlik word soos wat ons huis toe gaan na hierdie erediens. In die naam van Jesus bid ek dit.
Amen.